Goeiemôre broeders en susters. Graag 'n nuwe lidmaat verwelkom hier by ons. Baie welkom aan almal van u vanoggend hier teenwoordig, ook besoekers wat hier mag wees. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet deel in ons erediens. Ons weet van baie lidmate wat nie meer hier kan wees nie, vanweë gesondheidsredes, en so dankbaar is ook vir hierdie wyse waarop hulle kan deel in ons aanbidding. Ons wil graag vanoggend vooraf nuwe lidmate verwelkom. In eerste plek vir Elna en Karel van der Merwe. Elna, ek het jou nog nie gesien nie. Waar sit? Hier sit. Steek hom hoog op. Daar sien julle vir Elna van der Merwe. Sy sluit by ons aan saam met haar man Karel. Karel word versorg in een van die kamers in Huis Boland. Elna, vir jou en Karel baie welkom by ons. Die Here het haar geseën met ongelooflike musiektalente. Weet jy, dit is my so wonderlik, Woensdae, as ek by Huis Boland is vir aandgodsdiens, is maar hoe die Here ons lei. Na die tyd kies Elna telkens 'n lied wat ons sing, wat so mooi aansluit by alles. Dis maar hoe die Here werk, wonderlik. Elna, vir jou en Karel baie welkom by ons, hoor. Dan Hansie Prinsloo. Hansie, ek het jou ook nog nie gesien nie. Waar is Hansie? Mis ek hom? Goed, Hansie kom van Pretoria Brooklyn gemeente af, 'n jong man. Hy is 'n ingenieur wat nou hier in die Kaap begin werk het, en hy gaan inskakel by 'n geloofsfamilie. Hy is baie opgewonde om hier by ons te wees. Ons sal dan ook vir hom sê baie welkom. Wat ons meelewing betref, broeders en susters, ondergaan Marietjie Boshoff, dis Louis se vrou. Louis sit hier voor. Sy vrou ondergaan 'n heupvervangingsoperasie komende Dinsdag. En ons bid regtig dat waar sy baie pyn verduur het die afgelope tyd, dat hierdie operasie die draaipunt vir ons sal bring. En ons vra ook u voorbeding vir Marietjie en vir Louis hierdie komende week. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 84. Ons sing die kloeteberuiming vanoggend, bladsy 427, Psalm 84 vers 4 en 5, waarin ons blydskap uitjubel om hier saam met die Here by mekaar te kan wees.
Ons doen vanoggend belydenis van ons Christelike geloof en ek gebruik daarvoor die beruiming van skrifruiming 12:2. Die eerste gedeelte gaan ek lees uit skrifruiming 12:2 en dan sing ons vers 4 en 5 oor die wonderlike werk van die Heilige Gees. Ek geloof in God die Vader wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus wat ons in aanbidding eer, eengeborene van die Vader in sy hoogheid, ons Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot. En gebore is uit Maria uit die maagdelike skoot. Wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Wat die derde dag verrys het, daar die dood hom nie kon hou. Na die hemel opgevaar het, deur die diep pontpyl beblou. Wat nou sit, met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weer kom as die regter van wat dood is en wat leef. As deel van ons verootmoediging voor die Here, broeders en susters, lees ek 'n paar verse saam uit Micha 6. In Micha 6 roep die Here sy volk na hom toe. Die Here sê vir hulle, ek het 'n saak met julle. Die Here wil sekere dinge met sy kinders uitsorteer, wil hy duidelik stel. Kom ons luister wat hier staan. Hoor wat die Here sê, maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla. My volk, nou praat die Here, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek julle moeg gemaak? Antwoord my. Ek het jou uit Egipte gebring. Ek het jou die plek van slawerny gered. Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Miriam.
My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab en wat Bileam seun van Beor hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal en weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe kom, met jaar-oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Kom ek lees weer vers 8 vir ons. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Kom ons antwoord hierop met lied 231. Ons gaan daarvan vers 1 sing, terwyl ons net so bly sit, en daarna gaan ek vers 3 vir ons lees. In vers 3 beweeg ons oor na ons gebed toe vanoggend, waarin ons toevlug tot die Here neem. Dit is dan lied 231, ons sing vers 1 en dan luister ons na die voorlesing van vers 3. Heilige God, herskep ons lewe en laat groei die goeie saad. Maak ons heilig in ons strewe, in gedagte, woord en daad. Ons wil U ons danklied bring en U lof, o Jesus, sing. Laat die Gees ons lei, o Here, om te lewe tot U ere. Kom ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons U ons Vader kan en mag noem deur ons Here Jesus Christus. Dat U die magtige God van die hemel en aarde, dat U ook ons Vader is. Here, dit beteken vir ons in ons daaglikse lewe so oneindig baie.
Ons mag weet dat U ons liefhet. Baie liefhet. Dat U oneindig vir ons omgee. Vir ons klein, nietige mensies. U was bereid om U eie seun, ons Here Jesus Christus te gee, om ons U kinders te maak. Sodat ons in hierdie wonderlike vader-kind verhouding met U kan lewe. Dankie Here dat ons mag weet dat U as ons Vader ook vir ons net die allerbeste in gedagte het. En dat U as ons Vader ons elkeen ook in groot liefde met groot omgee, dat U ons vorm, dat U ons slyp, en dit na U welbehaag. Ons dankie Here dat die pad vir ons na U toe waawyd oop is in ons Here Jesus Christus. Ons mag en ons kan met U praat dag en nag oor letterlik alles in ons lewe. Dankie Here dat ons na U toe mag kom, en net ons harte voor U uitstort, wat daar ook al in is. Dankie dat ons dit kan doen. En mag weet, U sal ons nie verwyd nie. U sal ons nie wegjaag nie. Want ons het elkeen 'n besonderse kinderplek by U ons Vader. Vader, U is heilig. En daarom bid ons, herskep tog ons lewe. Laat groei die goeie saad. Maak ons heilig in al ons strewes. Maak ons heilig in ons gedagtes, in ons woorde en in ons dade. Laat hierdie heerlike ontmoeting met U vanoggend ook hiertoe dien. Ons is hier by mekaar, Here, omdat ons by U wil wees. Omdat ons U woord wil hoor. Omdat ons as kinders ons verbly in die stem van ons Vader. Ons dankie Here vir baie mooi gawes wat U in hierdie gemeente gee. Ons dankie ook vir groot gewilligheid om daardie gawes tot ons ander se beskikking te stel, sodat ons daardeur kan groei en verbly mag wees. Maar Here, ons wil bid dat ons steeds sal bly groei hierin. Want ons het elkeen se gawes nodig. Elkeen. As ons dalk ons gawes terughou, vra ons, vergewe ons dit. Maar wys vir ons waar en hoe U ons wil gebruik. Sodat hierdie gemeente, hierdie bruid van ons Here Jesus Christus, ook deur ons gawes gedien en opgebou kan word. Mag daar 'n werklike groei wees ook. Die gemeenskap van die gelowiges, wat vir mekaar omgee en mekaar liefhet. Ons dankie vir nuwe lidmate wat U tot ons gemeente toevoeg. Mag ons hulle in groot liefde ontvang. Mag ons hulle ontvang met gasvryheid.
Mag ons hulle help om hier ook 'n geestelike tuiste te vind. 'n Eie plekkie tussen ons, om saam te kan groei in ons kennis en ons verwondering oor u groot genade in ons Here Jesus Christus. Ons wil vanoggend bid, Here, vir baie mense wat in Suidoos-Asië vanweë verskriklike aardbewings haweloos gelaat is. Here, mens voel so klein. Ons het sulke aardbewings. Ons mense is so broos. Daarom wil ons net vir hulle bid. Vir hulle wat geliefdes verloor het. Hulle wat moet spook om dalk oorlewendes te kan red. Mag ons lewenssekuriteit in U lê. Mag ons weet dat niks ons ook van U liefde kan skei nie. Wat ook al gebeur, ook in hierdie wêreld. Dankie dat daai band in Christus vas en seker is. Seën vanoggend die bediening van U woord. Hier elders op baie plekke mag U kinders dit met blydskap ontvang. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons lees vanoggend 2 gedeeltes saam, broeders en susters. Die eerste gedeelte is uit 1 Konings 6, vers 1 tot 7, en dan ook 'n gedeelte uit 1 Petrus 2 vanaf vers 4 af. 1 Konings 6 beskryf iets van die tempelbou waarmee Salomo begin het en hoe die tempel gebou is. 1 Konings 6. Kom ons lees vers 1 tot 7. 480 jaar nadat die Israeliete uit Egipte getrek het, 4 jaar nadat Salomo koning van Israel geword het hy begin bou aan die tempel van die Here. Dit was in die maand Sif, die 2de maand. Die tempel wat koning Salomo vir die Here gebou het, was 30 meter lang, 10 meter breed en 15 meter hoog. Die voorportaal aan die voorkant van die tempel was 10 meter lank, net so lank as wat die tempel breed was. Die breedte daarvan was 5 meter. Salomo het in die tempel vensters aangebring met kusyne en met traliewerk voor. Rondom teen die muur van die tempel het hy 'n platform gebou. Dit het om die mure van die voorste en die binneste heiligdom gestrek en daarop het hy verdiepings gebou. Die onderste verdieping was 2,5 meter breed, die middelste 3 meter en die derde 3,5 meter. Hy het die tempelmuur so gebou dat dit aan die buitekant reg oor elke verdieping nouer was as reg oor die vorige, sodat hy nie nodig sou hê om die verdiepings in die tempelmuur self vas te bou nie. En dan hierdie woorde: vir die bou van die tempel is klaar gekapte klip uit die groewe gebruik. Daar was geen geraas van hamers, buitels of enige ander ystergereedskap by die tempel toe dit gebou is nie. Daar was geen geraas van hamers, buitels of enige ander ystergereedskap by die tempel toe dit gebou is nie. En dan uit 1 Petrus 2 vanaf vers 4 lees ons tot vers 10. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om heilige
om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, vir hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Nou my liewe broeders en susters en kinders, ons verstaan nie elke dag baie mooi die pad wat die Here met ons loop nie. Daar's dikwels groot swaar kry in ons lewe. Partykeer kom daar 'n diep seer kry. Daar's daardie baie moeilike paaie van siekte, of van jouself of van jou lewensmaat of jou kinders. Daar's beproewinge, teleurstellings, verlies van 'n geliefde. En kom ons wees maar baie eerlik, broeders en susters, wanneer 'n mens dan alleen is. Dan soek 'n mens na antwoorde. Waarom? Hoekom? En ek dink vanoggend se skrifgedeelte help ons 'n entjie op hierdie pad. Ons skrifgedeelte vanoggend uit 1 Konings en 1 Petrus sê vir ons, God is besig met bouwerk. En ek en jy word deur hom gevorm vir ons eie plekkie in sy bouwerk. Sê weer, God is besig met bouwerk. En ek en jy word deur hom gevorm vir ons eie plekkie in sy pragtige bouwerk. Kom later hierop terug. Nou weet jy, enige bouery veroorsaak geweldige geraas. Gisteroggend is ek en Siel besig om daar by Seepunt bietjie te oefen. Terwyl ons stap, daar's baie mense, maar ewe skielik is dit 'n getimmer en geslaan en alles. Toe ons mooi kyk, toe is hulle besig om te bou. Jy hoor dit van ver af. Onvermydelik hoor jy dit. En weet jy, so was dit ook toe Salomo die tempel van die Here gebou het. Daai tempel wat hy gebou het op die Sionsberg, daar in Jerusalem.
baie naby aan waar die tempel op die Sionsberg verrys het. Was daar wat 'n mens kan noem 'n breekplek, 'n voorbereidingsplek, kom ons praat so. Waar al die materiaal wat vir hierdie tempel gebruik word, gereed gemaak is. Op daardie voorbereidingsplek, daai breekplek, was ongeveer 163.000 manne aan die werk. Besig om elke stukkie boumateriaal vir hierdie tempel wat Salomo besig is om te bou, gereed te maak. Vir maande lank het dit daar in die voorbereidingsplek, in daai breekplek, het dit geraas. Dit was 'n rumoer van mense, besig, werkers wat besig is. Op die Libanon, so lees mens nou in 1 Korintiërs 6, in 1 Konings 6, was daar die gekraak as groot sipresbome neergevel is. En dan die geraas van mense wat hierdie groot bome moet vervoer en moet verwerk. Die geraas van drywers en dwangarbeiders. Jy kan nie indink wat alles daar gebeur het. In die steengroewe was daar die rotsbrekings van groot rotse wat plaasgevind het. Die aanhoudende geklank van hamers en buitels, soos wat daai rotse gebreek en verwerk word. En aan die kant van hierdie groewe was daar die baie sagter kaphoue en buitelhoue van, kom ons noem dit die kunstenaars, wat fyner dinge vir die tempel gereed gemaak het. Met 'n passer en 'n winkelaar mooi dinge gemaak het. Het sy van hout, het sy van klip. Dit wat hy gemaak het, het mooi gemaak, want dit moes inpas in sy plekkie in die tempel. Alles vir die tempel, broeders en susters, is by daardie voorbereidingsplek klaar gereed gemaak. Fondamentstene, hoekstene, latye, marmerplate, granietplate. Alles is daar voorberei. En ons sê, dit was die plek van ontsettende geraas. Geraas, want dit was breekplek. Dit was vormplek vir die tempel se materiaal. Maar in Jerusalem, waar die tempel gebou word, was dit iets totaal anders. Daar was nie hierdie groot geraas nie. Nie gebreek en gekap nie. Daar op die bouterrein was daar nie die geluid van troffels en van hamers en buitels nie. Want elke stukkie boumateriaal was presies voorberei vir die plek waar hy moet inpas in hierdie tempel wat Salomo gebou het. Elke steen, elke laty is mooi, sy regte grootte opgetel. En mooi in stilte, mooi in sy plek ingepas.
het daar mooi ingepas. Elke steentjie, groot of klein, alles het mooi ingepas. En so het God se woonplek vereis, hierdie pragtpaleis, kan 'n mens sê, van die Here. Weet jy, vandag bestaan hierdie suurlike gebou, hierdie tempel van Salomo nie meer nie. En vandag is God se woonplek ook nie meer beperk tot een gebou nie. Nee. Vandag het God 'n ander woonplek. Ons kan sê God het vandag 'n ander tempel waarin hy woon, waarin hy verheerlik wil word, waarin hy werk. Kyk 'n bietjie na 1 Korintiërs 3, 1 Petrus 2 vers 5. 1 Korintiërs 3 sê vir ons, weet julle nie dat julle, sien jy dit raak, dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? Julle, ons, is die tempel van God. 1 Petrus 2 vers 5 sê, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Ons, die kerk van die Here, is nou die tempel van God. En elke gelowige, my liewe broeders en susters, is 'n lewende bousteen in hierdie groot bouwerk van God. Ons kan sê in hierdie groot kunswerk van die Here, in sy tempel. En nou moet jy 'n bietjie dink. Dit is deur die Here se eindelose liefde vir jou en my. Dis deur die Here se uitverkiesende genade in Jesus Christus, dat God ons in Christus losgebreek het uit daardie harde rotswande van die sonde en van die dood. Hy het vir my en jou tempelmateriaal gemaak. En as jy so daaraan dink, is 'n ongelooflike voorreg, is 'n ongelooflike seën, oneindige genade. Maar ek en jy is nog rof en grof. Aan ons lewe moet daar nog gebytel en geskaaf word, sodat ons mooi en netjies kan inpas in ons plekkie. Ek wil sê aan ons lewe moet gebytel en gehamer en geskaaf word, sodat ons in hierdie tempel van die Here op ons plekkie ingebou kan word in lyn met die hoeksteen, ons Here Jesus Christus. Ons moet almal deur daardie steengroewe gaan. Deur daardie werksplek, daai skaafplek, die bytelwerk van God die Heilige Gees aan ons lewe. Party wat God suurstene wil maak,
En hulle moet daar dalk langer gekap en gebytel word. Ons almal moet baie fyn afgewerk word om daai steen te kan wees in hierdie pragtpaleis van die Here. Net in 'n gelowige se lewe is daar swaar kry. Is daar teleurstellings, beproewinge, intense stryd, trane. En dit dikwels om ons te vorm en af te rond vir ons plek in die tempel van die Here. Daai kapwerk ruk soms stukke uit ons lewe weg. Maar die Here neem ons in sy hande. Hy beproef ons, hy tug ons. Hy loop met ons 'n pad. Want elkeen van sy bruikbare stene moet in lyn kom met die hoeksteen, Jesus Christus. Op een lyn met hom. Kry jy dalk swaar, my liewe broeder en suster? Een of ander rede. Ek sê jy ja. Ek weet van baie van u wat baie swaar kry. Hou vas daaraan, hou styf vas daaraan. Dat die Heilige Gees besig is jou te louter om jou mooi af te werk vir die Here. Hou styf vas daaraan dat hy besig is om jou al meer en meer te vorm na die beeld van ons Here Jesus Christus. En hierdie werk wat hy aan ons lewe doen, dit mag jy ook weet, sal jou nie verbrysel nie. Want God het mos beloof dat hy die geknakte riet nie gaan afbreek nie. Dat hy die lampet wat dof brand, wat sukkel om te brand, dat hy daai lampet nie sal uitdoof nie. Want ek en jy word deur God gevorm om God se tempel te wees, in wie hy kan woon, wie hy kan leef, elke dag. En as dit klaar is, as hierdie vormingswerk klaar is, as hierdie buitelwerk klaar is, dan pas ons eendag presies in ons plekkie in. Dan heers daar net stilte. Dan het ons deel aan God se ewige bouwerk. Paulus noem dit dat ons deel het aan God se pragtpaleis in die hemel. Daar sal daar geen gekap meer wees nie. Geen gekraak en gekreun nie. Geen smarte of trane nie. Die Bybel sê vir ons dan hierdie dinge verbygegaan. As ons by God en dan is God alles in almal. Dan lyk ons soos die ware hoeksteen. Ons Here Jesus Christus. En daarom, my liewe broeders en susters, wees daarom geduldig. Wees
baie geduldig. Onder die Here se gekap en geskaaf aan ons lewens. Moenie bly vasval in 'n eindelose waarom vra nie. Kom uit by die waartoe vra. Wat is dit wat die Here in my lewe wil wegkap? Wat is dit in my lewe wat hy wil hê ek my van moet bekeer, wat ek moet agterlaat, wat ek moet los? Wat is dit wat die Here wil poleer in my lewe? Wat is dit wat hy fyner wil afwerk? Wat wil die Here my leer, sodat ek al meer in lyn kom met die hoeksteen, ons Here Jesus Christus? Sodat my lewe ook al hoe meer en meer sy beeld sal vertoon. Kruip maar by die Here in, as dit swaar gaan. Gaan kruip by hom in. Luister baie mooi na sy beloftes in sy woord. Maak hulle jou eie. Laat God jou opbou, laat hy jou vorm vir jou plekkie. En hierdie pragtige paleis wat God vir hom maak. Dan sien jy voor jou die nuwe Jerusalem. Want dit is waarheen God met ons op pad is. Maar daarvoor moet ek en jy nog gevorm word, geslyp word. Mag ons onsself in die hande van die Here gee en in sy hande laat. Amen. Kom ons sing lied 528 vers 1, 2 en 3 en daarna gaan ek vir ons bid.
Ons hemelse Vader, ons is soos klei in U hande. En ons bid, Here, vorm ons al meer na U welbehae. Ons weet, Here, daar's nog baie skaafwerk. Ook in ons lewe. En ons wil bid dat U deur U Gees ons werklik al hoe meer sal vorm na die beeld van ons Here Jesus Christus, dat ons al meer sal groei daarin, om ook met ons hele lewe Christus te verkondig, in hom te wees, sy beeld te vertoon. Vader, mag ons, as ons in ons lewe U Vaderhand voel, mag ons altyd weet, dis 'n Vaderhand, wat hy omgee in liefde met ons werk. Want U het 'n eie plekkie vir ons. Ons moet gevorm word. Ons moet kan inpas in die ewige pragtpaleis waar U alles en almal sal wees. Ons bid, Here, gee vir ons 'n groot openheid teenoor U, met alles in ons lewe. Seën ons gebedslewe, ons gesprekke met U. Mag ons aan U hand leef en bly leef, sodat ons kan groei as kinders van die Here, as tempelmateriaal, as die bruid van ons Here Jesus Christus, as die nuwe Jerusalem. Hoor ons gebed, as ons dit kinderlik bid, as ons dit van U vra met die heerlike sekerheid, ons bly in U hande, en niks gaan ons daaruit kan wegruk nie. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Ons liefdegawes vandag, broeders en susters, is vir die diakonale kas en vir ekumenisiteit. Dit is ons kontak met ander kerke, en vandag se kollekte spesifiek vir kontakte met ander kerke in die buiteland. Ons het kontak met baie kerke in die buiteland, eintlik reg oor die wêreld, en dit is waarvoor dit gebruik word. Kom ons sing saam, Skrifpruiming 18:7 vers 1, 11 en 12, en daarna ontvang ons die seën van die Here.
Maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle geroep het, is getrou. Ons het enkele afkondigings, broeders en susters. In die heel eerste plek, u sal merk in die boodskapper, dat ons begin met 'n ondersteuningsgroep, 'n kursus vir die hantering van die rouproses na die verlies van 'n geliefde. Indien u nog belangstel, is u baie welkom vanoggend, kom praat met my daaroor. Daar sal 'n hele klomp van ons lidmate wat hieraan gaan deelneem. Dit staan bekend as die Grief Share kursus wat ons gaan doen. Dit is baie belangrik want ons het agterkom ons moet nog materiaal gaan aankoop. Dus as u nog wil deel word hiervan, dalk net wil kom leer by ander dalk help met dit wat jy geleer het, is baie welkom, praat vanoggend met my, en dan vra ek het almal wat die DV kursus gaan doen, u wat gesê het, skryf my naam op, kom net hier by die preekstoel by mekaar, daar is net sekere reëlings wat ons wil tref. Dan, vra Elfriede, dat almal wat 'n afstand beheer, die goeie Afrikaans is 'n remote, as jy 'n afstandbeheer van die kerk het, nou is die hele klomp. Vra Alfreda, kom maak vandag 'n draai daar by haar. Hier is nuwe hekke met nuwe sleutels sodat jy jou sleutel kan kry. Anderster gaan jy nie kan inkom in die kerkgebou nie. En dan gee ek vir Hessel kans om te praat oor ons gemeente se administrasie. Hessel asseblief. Hallo almal. Net twee dinge. Eerstens, nie administrasie nie, maar as julle op die 3de bladsy van die boodskapper kyk, van die kerkraadstafel, Reinder sou al in 2023 geëmeriteer het. Die kerkraad het 'n klompie jare terug 'n besluit geneem dat ons hom sou vra om aan te bly tot aan die einde van 2025. Dit is die einde van die jaar. Reinder het egter sy pad oopgesien en versoek of hy nog 'n jaar kan aanbly tot einde 2026. Die kerkraad het 'n kommissie aangestel onder leiding van Adrian Scheres, die detail is daar. Ons vra julle voorbereiding daarvoor. Die kommissie sal deur die proses gaan en dan die besluite net kommunikeer aan die gemeente, en as julle enige insette daaroor het, welkom om met Adrian te skakel of met my. Dan vat ons die proses verder. Dan op dieselfde bladsy, administrasie, baie van dit wat julle hier sien, gebeur nie net nie. Daar is 'n klomp administrasie agter dit wat gebeur in die administrasie bestaan uit 4 goeders. Die kerkkantoor, wat ek dink meeste van julle kontak mee het, en dan die tweede ding is die menslike hulpbronne, die mense wat ons aanstel, predikante, die administratiewe beampte, die koster ensovoorts, en dan ook funksionarisse, al die bestuur daarvan. Die derde ding is kommunikasie, om dit wat vir die gemeente gesê moet word op so 'n manier doen, dat dit by almal uitkom. En die vierde ding is die databasis. As ons nie weet wie almal is nie, is dit baie keer moeilik om ook die administrasie uit te voer. Nou daai 4 goeters gebeur nie net van self nie. Eerste plek vir Jenny, baie dankie sê.
Sy is ons administratiewe beampte, werk hard. Af en toe gaan sy ook op verlof, dan breek sy so 'n bietjie. Ingrid Singels help haar uit. Ek het vir Ingrid ook vanoggend hier gesien en dan Christine Venter help ook met die sosiale media of die Facebook kant daarvan. En dan sou ook ander mense betrokke. Ek gaan nou nie almal noem nie, maar baie dankie veral vir die 3 wat daarbey betrokke is. En dan indien enige van julle weg oop sien, daar's 2 bladsye van alles wat gebeur. En julle voel julle kan of wil betrokke raak by die administrasie, baie welkom om of met my te skakel of met Jenny te skakel. Daar's altyd 'n werkie. Altyd dinge wat moet opgedateer word of afgehandel word en hoe meer hande ons het, hoe beter. Dis van my kant af. Lekker Sondag vir julle.